Vandag se top stories. Eers moes die roudstandbeeld tuimel. Nou hang hy swaard oor die kop van 'n beeld vir die Afrikaanse digter en Bybelvertaler Tosius. Top stories is op die Potchefstroom kampus van die Noordwes Universiteit. Intussen in Johannesburg het wit studente gewelddadig geraak oor universiteitsgelde. 'n Man gebruik 'n motor en 'n mes in 'n aanval in Jerusalem, maar wees gewaarsku, hierdie beelde mag sensitiewe kykers ontstel. En emeritus aartsbiskop Desmond Tutu is weer gesond. Goeiemiddag, baie welkom. Ons stel af tot by vandag se topstorie en ons begin by Desmond Tutu. In 'n land vol struggle-ikone is hy vir vele die kort kerkleier wat kop en skouers bo die res uitstaan. Te midde van kommer oor sy gesondheid was die 83-jarige Tutu Woensdag in Kaapstad aan die sy van sy vrou Lia by die inhuldiging van 'n nuwe vredesentrum in die middestad. Ineke Kutse doen verslag. Tutu lyk baie goed, te midde van sy gesondheid wat hom kort in die hospitaal het beland. Hy het die media met sy kenmerkende laggie gegroet en hy het selfs gedans toe burgemeester Patricia de Lille vir hom gesê het dat hy 'n baie mooi vrou het. Sy vrou Lia vier vandag haar 82ste verjaarsdag. Dis gedoop dag van woede, 'n dag waarop 3 mense doodgemaak is in 'n reeks aanvalle deur Palestynse mans in Jerusalem en naby Tel Aviv. Hierdie skokkende beeldmateriaal wys hoe 'n man voetgangers in 'n ultra-ortodokse woonbuurt in Jerusalem met 'n mes aanval nadat hy met sy voertuig in 'n bushalte vasgejaag het. Die aanvaller word deur 'n omstander doodgeskiet. 1 persoon is dood en 6 ander beseer in die aanval. Reuters berig dat daar geen teken van afname in die geweld is wat die gebied tuister nie. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het 'n noodvergadering met die sekuriteitskabinet belê. Dit kom te midde van toenemende aantal besoeke die afgelope jaar deur Joodse groepe na die Al-Aqsa Plaza wat die moslembeheer in die gebied verminder. Dosente en studente van die Universiteit van die Witwatersrand is vanoggend gewaarsku om eerder tuis te bly nadat betogende studente klasse ontwrig, ingange versper en motors beskadig het. Die studenteraad het glo die betoging gereël teen die universiteit se verhoogde universiteitsgelde vir 2016. If you prove that you are capable of studying at university, it still doesn't matter to blitz. You need to afford it, and that's the problem. Education is not a commodity. It's not something that we should be able to gain via, fortune or luck. It is something that we all deserve to have, no matter our background, no matter where we came from. Maar elders in die land verloop studente protesaksies rustiger. Die Reform-Pik-beweging by die Noordwes Universiteit dring daarop aan dat die Tosius standbeeld op die kampus verwyder word en dat Afrikaans as hoofonderrigtaal afgeskaf moet word. Die universiteitsbestuur en die studenteraad het gesê hulle verwelkom die beweging se bydrae tot die transformasiegesprek. In die sin van die Reform-Pik-beweging wil ek sê ons hoor hulle as 'n stem wat deel is van die gesprek. Maar dit is nie die enigste stem op ons kampus nie. Ons is besig om te luister na al die stemme op kampus. Dit is een stem en ons luister en ons het gister hard en duidelik gehoor wat hulle gesê het. Maar ons is deeglik bewus daarvan dat daar studente is wat nie met hulle saamstem nie en daai stemme is ook besig om nou ingewin te word. En daarmee groet ons. Tweet vir ons met topstories in jou omgewing of stuur 'n e-pos na nuus@netwerk24.com.